Dit is tyd vir volgens grondbesprekings en ons praat oor plaaslike en internasionale nuus saam met Gert van der Westhuizen. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en meneer Breitenberg. Meneer van der Westhuizen. Daar sy nou soms op dieselfde staat. En ek het selfs 2 Kersfees storieetjies ingesit want ek sien dis so vrolik Kersfees hier by julle. Dankie Gert, ons waardeer dit, hoor. Maar Gert, voordat ons by die Kersfeesstories kan kom, moet ons nou eers begin by die G20. Eers 'n gunsteling organisasie. Ja, ek sien toch. Donald Trump het die presidentskap oorgeneem. Soos verwag kan word, is hy die middelpunt van die aandag, soos julle kan sien op daai plakkaat. Dit lyk amper vir my eerder soos iets wat uit 'n Quentin Tarantino gang movie uitkom, maar nou ja, die aandag sal nou alles op hom wees en hy het ons nou nie genooi nie. Wat nou verstaanbaar is, want hy het gesê hy gaan ons nie nooi nie. Jy weet, en hierdie stryd tussen ons en Amerika, professor Antoni van Nieuwkerk sê nou vir my, ons gaan nie hierdie game wen nie. Ons moet maar net Trump se tyd uitsien. Ons moet nou maar 'n ambassadeur aanstel en ons moet hulle ambassadeur nou maar hier verwelkom, alhoewel min mense van hom hou en ons moet nou maar probeer om 'n soort van 'n vriendskap te probeer bewerkstellig. Ek kan nie verstaan dat nie ambassadeur is nie. Jy weet, muisondlande wat in die 80er jare vliegtye gekaap het en dies meer. Hulle het daai tyd nie ambassadeurs gehad in Amerika nie, want dit was 'n sterk beginsel. Ons is nou half so een van hulle. Maar ons het vir 'n jaar lank nie al 'n ambassadeur in China nie. Een van ons groot vriende. Okay. Ons het vir 'n jaar lank nie 'n ambassadeur in Japan nie. Ook een van 'n moontlike baie groot handelsnood. Dit gaan nie goed met ons diplomatie nie. Ek dink hulle moet ophou om politici diplomate te probeer maak. Baie keer kry jy van 'n ANC politikus wat droog gemaak het, as jy weer sien, oeps, dan sy ambassadeur. Skuif hom maklik uit die stelsel. Hy word 'n ambassadeur of as politieke aanstellings. Ek dink mens moet meer diplomatieke aanstellings hê. En ekonomiese diplomatie raak al hoe meer belangrik. Veral in hierdie tye wat jy sit met iets soos Amerika, die stryd met Amerika, jy het iets wat hulle wil hê, hulle baie wat ons wil hê. Jy moet een of ander tyd moet jy maar op 'n diplomatieke vlak met hulle gesels, jy weet, en 'n sterk diplomatieke betrekking handhaaf. Hulle ambassadeur is ook nog hier, nee, ek weet nie, hy sal seker in die nuwe jaar aankom. Dan sal ons nou maar sien wat verder gebeur, maar die G20 jaar, dit gaan baie interessant wees om te sien wat gebeur. Trump het natuurlik alles uitgevee wat hier by ons opgeteken staan. Mense sal graag wil sien wat word van goed soos geweld teen vroue, wat sterk hier hanteer is, die skuldlas van Afrika lande. Ja, dan is daar 'n ander vraag natuurlik, mense sal graag wil weet waarom verkoop Amerika wapens aan die Verenigde Arabiese Emirate wat gebruik word in die volksmoord in Sudan byvoorbeeld, jy weet. En mense sal graag wil weet die groot koolstofvoetspoor wat veral die westerse lande het en dan nou China en daai plekke, hoe beïnvloed dit ons armer lande hier in die onderkant van die aarde wat juist nie geld het nie, en ons moet nou ook oorgaan na groen energie en al daai tipe van goed, wat kos dit ons, wie gaan ons help? Jy weet, daar's baie vrae om te beantwoord, want jy weet, ons het gesien Trump hou nie baie daarvan om in sulke organisasies te onderhandel nie. Hy onderhandel bilateraal. Praat met Xi Jinping, hy praat met Narendra Modi. Hy het met Cyril Ramaphosa soos wat mense 'n deal sal maak in besigheid. Ja, dis mense 'n deal sal maak in 'n besigheid. Ja, dit gaan nie oor. Jy weet maar die wêreld is so verweef teëstaan nie. Ons kan nou maar sê wat ons wil, die wêreld is verweef. En een van die groot dinge wat 'n mens eintlik wil na kyk nou in hierdie tye van klimaatsverandering wat Trump nou nie erken nie, is kyk hoe baie skade word aangerig. In Asië nou op die oomblik. Daai lande kan ook nie meer alleen dit hanteer nie. Jy weet, jy wil maniere hê om rampe te voorspel, rampe te probeer voorkom en dan vinnig te reageer op rampe. Maar nou ja, ons sal maar sien hoe dinge verloop. Daar's sekere temas wat globale temas is en wat jy nie net noodwendig kan doen op 'n bilaterale manier nie, wat regtig elke land of meeste lande aanraak. En ek dink dis waarom G20 so belangrik is. Wat is van daai globale temas wat almal half aanraak en hoe help ons dit as 'n kollektief om dit uit te sorteer of aan te pak? 'n Baie goeie punt, Jennifer. Ek het nie kyk net, die Verenigde Nasies was gestig 80 jaar gelede nie. So ek dink Suid-Afrika het 'n kardinale rol in die League of Nations gespeel en toe die Verenigde Nasies. En toe die Verenigde Nasies, ons was ook daar teenwoordig. Jy weet, maar die Verenigde Nasies 80 jaar gelede die wêreld baie anders gelyk nie. Nie een Afrika land, ons was nie eens onafhanklik nie. Ja. Ons was nog 'n Britse protektoraat of wat, mandaat of whatever dit mense het genoem daai tyd. Ons was nog nie 'n republiek nie. Jy weet, en daai mense voel, hulle wil ook nou sê, dis miskien reg dat hulle ook 'n sê kry in hoe die wêreld regeer word en wat in die wêreld gebeur, jy weet. Jy kan nie net die hele tyd die groot lande hê wat die hele tyd 'n veto-reg uitoefen as daar iets verkeerd loop nie. Rusland oefen 'n veto-reg uit. En kyk, Amerika is beslis nie die enigste boelie nie. Mense moet dit nou nie dink dis net Amerika nie. Rusland is ook maar 'n boelie. Ja. China is ook maar 'n boelie. So ek weet nie waar gaan ons heen nie. Ons kyk maar. Ek sukkel met die globale. As mense sê die globale.
Dis wêreldwyd. Wêreldwyd, ja. Ja, Ons mag ook maar dit het 'n ding geraak in Afrikaans globaal. Globaal, ja. Ons neem nou maar baie goed uit Engels uit oor. Globaal, maar nou ja. Globaal is een van hulle. Ons moet globaal praat en dan moet ons plaaslik praat. Die Madlanga kommissie, Mchunu en Sibaya. Hey, tog die storie is daarom onverkooklik nie. Dit laat vir jou nie veel dink van ons politici en ons polisie nie. Senzo Mchunu, wat noem mense hom nou deesdae, die minister van polisie wat 'n bietjie op verlof geplaas is. Ja. Hy het gister getuig en hy sê hy is nog nooit van korrupsie beskuldig nie. Sy het nooit ingemeng met ondersoeke, polisieondersoeke nie. Ek weet nie die verskoning hoekom hy nou die politieke taakspan gesê die politieke taakspan hoef nou nie meer verder te bestaan nie. Mense sal nou nog sien presies alles wat hy daaromtrent verduidelik, maar dit skep nie vir mense 'n goeie beeld van die polisie nie, soos ons al hoeveel keer gesê, daar's 'n Madlanga kommissie, dan sal nog die parlementêre ad hoc komitee gereeld kom maar goed uit oor die polisie. Die groot ding is die polisie se leierskap is die probleem. Die leierskap is die probleem. Jy weet, hulle maak die wêreld vir polisiemanne so moeilik. Ons het nou gesien 10% van die land se polisiekantore is onbewoonbaar. Maar jy weet, dis nie geskik vir menslike gebruik nie. Jo. Nou moet jy weet, nou moet mense by so 'n plek gaan werk. Hoeveel werksvreugde put jy daar uit? Wie se skuld is? Dis die leierskap se skuld. Hulle moet mos kyk dat sulke goed reg is. Eerder as om met sulke speletjies betrokke te raak en met beweerde misdaadsyndikaatlede betrokke te raak en so aan. En ek dink Mchunu se politieke loopbaan het 'n groot knou gekry want hy was die Cyril Ramaphosa se kamp se gunsteling om Ramaphosa as leier op te volg. Ek dink dit gaan baie moeilik gaan in die toekoms. Mense sal nou maar sien wat gebeur, hoe die ondersoek ontvou en so aan. Maar ek dink sy politieke toekoms, en daar's so baie mense wat gesê het hy was 'n verbetering as minister van polisie na Bekkie Cele. Baie mense het van hom gehou. Enigiets is na Bekkie Cele verbetering. Okay, ja, enigiets is seker na Bekkie Cele 'n verbetering, maar nou ja. Gert, maar ons bly sommer nou maar so 'n bietjie by die politiek en die donker magte in die ANC. Ja, ons het laas gepraat oor Cyril net, Jennifer, want jy wou geweet het wat gaan van hom word as ANC-leier. Nou is daar baie stories. Die naweek weer gewees in die Sunday World, veral mense gaan na die Sunday World toe en vertel vir hierdie stories. Daar is nou 'n aanslag op Cyril se leierskap. En dit lyk vir my Joe Pagla en Mondi Gungubele is twee van die mense wat volgens die koerant nou voor in die tou staan. Dis albei natuurlik mense wat hulle ministersposte verloor het met die regering van nasionale eenheid. So jy sien, daar's maar altyd 'n motiveringkie of twee. Nie een van hulle merkwaardige leier nie. Nee, wat ek kan nou nie eintlik onthou dat een van hulle merkwaardige goed gedoen het nie. Jy weet, Mondi Gungubele moes maar betrokke by hierdie energie, digitale goedertjies, jy weet. Ek kan nou nie die regte naam onthou van sy portefeulje nie, dit is ook so 'n lang naam. Maar nou ja, hulle smeer nou kragte saam teen Cyril na bewering. Fikile Mbalula ontken natuurlik alles. Hy sê daar is geen leierskapstryd in die ANC, niks. Dis die werk van bose donker magte wat die ANC wil vernietig, wat hierdie stories plant, want ek het nou die dag vir hom gevra, nou wie is verantwoordelik vir hierdie goed? Sy donker magte. En die donker magte het die einde van die ANC in gedagte. Ek sien baie mense het gesê, Fikile, julle is eintlik die donker mag. Klink so Star Wars. Dit klink so Star Wars, ja, dit klink ook maar soos 'n jy weet, dit klink ook maar soos ja, dis soos 'n spionasieverhaal nie. Ja. Donker magte wat hier insypel in die ANC. Maar mense weet ook nog nie hoe meer jy vir meneer Mbalula kan glo nie, maar hy het nogal goed gedoen om Ramaphosa se posisie soort van te beveilig, jy weet, met hierdie provinsiale taakspanne wat hulle aangestel het en so aan. So ons sal maar sien hoe volgende week se algemene raadsvergadering afspeel. Wat hulle daar in Benoni gaan hou, ek hoop hulle het nog geld om dit te doen, want ek sien hulle het 'n bietjie geldprobleme ook. Dis wat ek probeer dat die donker magte hulle beursie ook weggegooi het. Ja, en Fikile het jy's maandag gesê, toe sê hy nee, ons het ons finansies gestabiliseer, die beursie lyk goed. Daar is nie meer geldprobleme nie. Woeps, hier lees ons nou weer 'n storie van mense by die hoofkantoor by Letoile huis wat nie hulle salarisse kry nie. Nie hulle salarisse gekry nie. Hulle salarisse is weer laat. Nou moet jy weet hoe dit is as jou salaris laat inbetaal word. Ja, dis baie moeilik want jou aftrekorders gaan af. Jy beland op rooi lyste. Van daai mense is gewone mense soos ons. Jy kan nou maar sê wat jy wil. Hulle werk vir die ANC, maar dis gewone aangename mense soos ons. Jy weet, het dieselfde probleme as ons, het dieselfde uitgawes as ons. Hier word jy 'n maand voor Kersfees jy kry nie jou salaris nie. Dikwels het dit al gebeur in Desember kry hulle nie salaris nie. Wat sê jy vir jou gesin? Wat sê jy vir die mense by die huis? Kersfees, ons het nie geld. Sure. Gert, dis iets wat na die ANC dalk net gaan moet kyk, is hulle strukture op hierdie stadium, vir hulle voortbestaan, verstaan. As mens wil hê hulle moet voortbestaan, gaan hulle moet kyk na hulle strukture. Dis wat hulle gesê het, Jennifer, wat hulle gaan doen volgende week. Hulle gaan kyk na hulle organisatoriese toekoms. Dan sal hulle ook moet kyk na, jy weet, wat nodig is en wat nie nodig is nie. Maar die ANC is 'n geweldige lomp organisasie. Dis bitter lomp.
Ek meen as iemand nou van buite af kom in die ANC raad kan gee, sal hulle sê maar skaal die af, skaal daai af, doen dat. Jy weet, ek weet nie of hulle aan sal steur nie, maar daar's ook maar gevestigde belange en daar's ook maar werke wat vir baie mense gegee word. Maar jy weet die ANC is regtig 'n baie lomp organisasie. Jy sien dit gereeld by hierdie byeenkomste van hulle hoe lomp dit is, hoe lank dinge vat om te gebeur. So dit is 'n baie interessante punt wat jy maak, maar ek twyfel of hulle daaraan sal steur nie. Hulle wil nou vernuwe. Hulle wil van die skelms ontslaa raak sê. Gert, interessante nuus uit Australië. Ja, Jennifer, dis 'n groot debatspunt hierdie. Ons moet eintlik vir Peer daaroor vra want hy het kinders. Australië wil kinders onder 16 verbied om rekeninge op sosiale media te hê. Hulle mag nie hulle eie profiele en goed oopmaak nie. Algemene goeie praktyk, is dit nie? Want hulle sê die maatskappy het nou al 15 tot 20 jaar gehad om hulle praktyke te verbeter. Hulle het dit nie gedoen nie. Die minister van wat praat namens die mense daar in Australië, sy het self 3 kinders en sy sê dit is 'n probleem. Sosiale media is 'n probleem vir jong kinders. En dan gaan hulle natuurlik ook in die Withuis vasloop want daar's nou baie Amerikaanse maatskappye betrokke en Trump het gesê hy sal nie toelaat dat so iets gebeur nie, maar ek meen hy kan tog nie Australië verbied om dit te doen nie. Ja. Australië maak sy eie wette. Ek dink ja, maar ek weet nie wat dink julle daarvan? Dink julle dis 'n goeie ding, dink julle is 'n slegte ding? Hoekom sê jy so? Ek dink dis wonderlik om kinders onder 16 te beperk. As dit kom spesifiek by hulle eie rekeninge sonder toesig te kan op sosiale media platforms te kan. Daar is nie net gemiddelde gematigde inhoud op sosiale media. Daar is baie negatiewe en toksiese goed op sosiale media ook. Ten spyte van die feit dat maatskappye hulle sê hulle modereer dit. Daar kom nog steeds baie onaangename goed deur. En om 'n kind onder 16 bloot te stel en dit sonder beheer van 'n volwassene of toesig is 'n slegte idee. Dis nou een van die redes wat aangevoer word as teevoeter vir 'n totale verbod, maar ouers is nie die heeltyd by hulle kinders om te kyk wat hulle doen nie. Ek weet nie of digitale onderrig verbeterde digitale onderrig vir kinders sal help nie. Jy weet ek sien die Oxford Universiteit se woord van die jaar is rage bait. Jy weet dis goed wat op sosiale media geplaas is met die uitsluitlike veronderstelling om jou kwaad te maak. Jy weet sulke goed kan 'n negatiewe invloed ook hê. Jy weet as jy kyk maar net na X elke dag, dan wil jy jou polse afkou as jy X gelees het. As jy sien waar aangaan, dan dink jy die wêreld is 'n baie slegte plek. En die mens moet net besef ook die werklike wêreld word nie daar gereflekteer eintlik op sosiale media altyd nie. Nee, ek is vuil badwater van die wêreld. Ja, maar vertel dit nou vir 'n kind van 10, 15 jaar oud, jy weet, dit is ek weet nie, dis baie moeilik. Mense wil nooit eintlik iets verbied nie, want as jy iets verbied, die verbode is altyd aanloklik nie. Mense wil altyd proe aan daai verbode vrug. Nou gaan mense dalk probeer om daarby uit te kom. Ek sien daar's 'n hofsaak wat deur 2 tieners gemaak is. My eerste gedagte is, waar kry julle die geld om die prokureurs te betaal? Maar anyway, ons sal maar sien hoe die hofsaak afloop. Dan Gert, almal het 'n eier te lê, maar hierdie eiers spesifiek, daar's iets soos net 50 Fabergé eiers in die wêreld. Ja, en een van hulle is nou in 'n veiling verkoop. Ja, hy's nou verkoop in 'n veiling, Peer, en hy het nogal baie geld gemaak, 22 miljoen pond, is $30,2 miljoen. Nou moet jy weet, dis nou nie vir my besonder mooi nie, maar dit is 'n baie unieke ding. Jy weet, so ek dink dit het 3 minute geduur die veiling maar voor die eier verkoop is. Dit nou wat die tsaars gebruik het, die voorlaaste en die laaste tsaar, hulle dit laat maak deur die Fabergé juwele plek om vir mense te gee vir Paasfees en so. So dit is 'n baie historiese ding, maar nou ja, soos jy sê, daar's net 50 van hulle gemaak. Hierdie een is die wintereier word hy genoem. Ja, dit is seker, ja, ek weet nie hoe is dit julle. Jy klik nie op jy kan nie op daai en nie hoor. Dit is waardige stukke kuns. En as 'n mens dink dat jy op 'n stadium soveel geld gehad het om daai tipe geld te spandeer aan 'n nuttelose stuk, want as jy 'n nut aan so van dis kunswerk. Wat sit jy sit hom in die vertoonkaart? Dis baie fyn werk. Die mense wat dit doen moet baie kunstig wees, Jennifer. Maar ja, dit is nou nie iets wat my eintlik aantrek nie. Dit is baie min van in privaat aan. Daar's net 7 in private hande van die 50 wat gemaak is. En dis hoekom hierdie so duur is en as jy baie jare gelede is enige een van hulle enigstens op 'n veiling aangebied. So dis hoekom hierdie so groot. Dis nie gereeld op veilings, dis seker maar meestal in museums en so. Ja. Gert, dan moet ons praat oor arme Pavarotti se standbeeld. Ja, Pavarotti se standbeeld daar in Italië gaan nou in die Pesaro is daar 'n mooi standbeeld van Pavarotti, groot figuur daar in Italië, maar hulle wil nou 'n ysrink rondom hom sit. Nou vergeet ek alweer my Afrikaans, jy weet waar mense kan skaats en so uitskaatsbaan. Nou gaan die standbeeld skaars uitsteek bo die ys en mense is nou baie ongelukkig daaroor. En die burgemeester het nou ook 'n foto
sit op sosiale media waar hy allerhande goed in Pavarotti se hande sit en so aan. En mense reken dis nou nie die manier hoe dinge gedoen moet word nie. Tog asseblief. Ja. Ek dink dis as Pavarotti weet dit gebeur, sal hy baie bly wees. Ek dink hy sal lekker lag, ja. Dit is nogal eintlik baie snaaks en hy is in die oog en Ja, hy bly in die oog, en hy's skielik- deel van mense se lewens. En nou lees jy die storie, nou wonder jy weer, kan ek nou weer gaan luister na daai mooi goed wat hy altyd gesing het. Nessun Dorma. Nessun Dorma. Joh, ja, mens wonder wie doen dit die mooiste, hy of José Carreras, maar ek besluit nog. Maar ja, dan gaan luister mense weer na Pavarotti. So dis goed dat hy weer in die aandag. Ja. Nee. Mense kan maar simpel goed klaar deurstap. Absoluut. Ons het gister het ons bietjie vinnig genoem dat Theodore Roosevelt, toe hy Amerikaanse president was, die gebruik van kersbome in die Withuis verbied het, want hy was 'n, soos die Engels sê, greenie, daarvan gehou dat plante nie verwoes word nie. Maar nou lyk dit weer soos 'n kersboom Withuis Kersfees. Ja, Melania Trump, die presidentsvrou, het nou weer daar 'n paar kersversierings aangebring in die Withuis. Ek dink is goed, jy weet, mense voel beter. Ek hou nou net nie van die baie van die Lego portret daar op die Pragtig, foto. dis die heel meeste Kersfeesversiering daar. Maar nou ja, die boom, die grootste boom is baie hoog, Peer. En nou tema is die hart is waar die huis is, alhoewel sy selde in die Withuis is. Home is where the heart is. En nou moet die kersversierings bietjie beperk word, want die oostelike vleuel is mos afgebreek vir die groot balsaal. So daar's nou minder plek om al hierdie goedjies uit te stal en so. Ja, dis gesloop ja vir die groot balsaal wat gaan kom. Maar ja, mense kyk altyd na wat die koninklikes doen, wat die Amerikaanse president doen om die Withuis te versier en so. En ag, dis maar net nice goedjies wat oor Kersfees gebeur en wat 'n mens na kyk. Sy het baie vlinders en goetertjies daar sien ek. Jennifer, as jy is nie, dan hekelik jou eie gesig op 'n ding. Nee, En ek sit dit sal teen 'n nie venster. daarin belang nie, Dis- maar ek daar's 'n hou Kersfeesding. van die bome. So ek Ja, is die iemand bome wat is hou mooi, van dis mooi, van ja. kersversierings, mal daaroor. So die Withuis se kersversierings, die bome is my verskriklik mooi. Dis nie oordadig nie. Ek hou daarvan. Dis nie soos 'n man wat hierdie fake goud en gemors daar in die Withuis het nie. Dis baie smaakvol sou ek sê. Ja, dis lekker. Dis baie smaakvol, ja. Gert, dan is die groot vraag, is Die Hard 'n Kersfliek? Ek het nou regtig, ek het daai hart baie lanklaas gesien, 'n paar dekades gelede seker. Ek het nou regtig nooit gedink dis 'n Kersfliek nie. Ek ook nie. Ek het nie geweet dit speel tydens Kersfees af nie. O, dis seker hoekom. Ja, dis hoekom. Nou dink dis- baie mense dis 'n Kersfliek en nou het aan Brittanje het hulle nou 'n peiling gehou oor is Die Hard 'n Kersfliek of nie. En die meeste mense het gesê 44% gesê nee, dit is nie 'n Kersfliek nie, maar dit net nalskrag wend 38 sê dit is festive. En 5% het gesê Festive. Ja, en 5% het gesê dis hulle gunsteling Kersmovie van alle tye. So feestelike geweld. Feestelike geweld, ja. Jy weet daar's nou 'n peiling oor wat is die mooiste Kersfliek en jy weet Home Alone het nogal goed gedoen met 20% van die stemme en dan my gunsteling Love Actually het 9% mag gekry. Ek het nog Love Actually gaan beter doen, jy weet, want dis nogal 'n nice movie. Dit is mooi, Wag 'n bietjie. maar ek is 'n Home Alone meisie ook, Gert. Ek het dit nog Maar dis nie nooit 'n gesien Kersfees film nie. Vir my is dit, Nee, wel dit is vir my is 'n nie. Kersfees tradisie, want ek en my familie kyk al van dit kan onthou, almal Home Alone elke Kersfees. Ja, Ek dink nog Kersfees, al 100 keer gekyk, maar hier kyk ek hom nog steeds. Ek stem nie saam met jou nie. Jy kyk hierso, hier's Home Alone en ek lees gou die artikel Macaulay Culkin sê en ek haal aan. It's just a movie set at Christmas. You Same see. with Die Hard. If you set it at St. Patrick's Day, the exact same movie, and would you then call it a St. Patrick's Day movie? Goeie vraag. Wat kyk jy Kersfees, Peer? Ek kyk na my vrou wat my die heerlikste Kerskos bring. Ja, ek spits ook maar my aandag op die kostafel toe nie. Ja. Kyk wat se nuwe goedjies daar is. Maar ek weet nie as mense nou Kersfees fliek, dan dink jy aan daai goed soos The Grinch, Stole Christmas of so iets. Dis 'n O, Kersfees. kyk. Of Sinterklaas wat hier deur die sneeu jaag met sy perde. Sorry, takbokke en goetertjies. Sy perde. Ja, sorry Jennifer, Ja, takbokke, maar my perde nie takbokke. hoor ek sien. Maar Love Actually is 'n mooi een. Ja, dis 'n mooi en ek Ek sien dink die so. storie sê as die een nou net nice met Emma Thompson was, sou dit Ellen Rickman net nicer met Emma Thompson was, dan sou dit 'n hoër punt gekry het. Jy sien wat ons nou moet doen. Ons moet môre op ons sosiale media vra wat is jou gunsteling? Wat is jou gunsteling Kersfees? Kersfees movie? Daar's hy. Ons het Is daar nie gevra. een of ander Afrikaanse fliek ook wat op Kersfees afspeel? Ek dink Daar daar is. is. Ja, dis baie. Nee, ja. Daar's 'n paar, ja. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Groot plesier. Dit is Gert van die Westhuizen. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.